Hi, welkom by Geloof is Nou. Ek is jou gasheer, Dr. Brian Adams. Ek is opgewonde dat jy ingeskakel het. Ons wil met jou praat oor 'n baie belangrike onderwerp wat in die woord van God in die boek Hebreërs gevind word. Dit word die fundamentele leerstellings van Christus genoem. Dis nie die leerstellings van Paulus, die leerstellings van iemand anders nie, maar dit is die leerstellings van wat Christus se disippels geleer het. En so is dit wat ons jou vandag wil leer. Ons wil met jou praat. Kom ons gaan voort en gaan na Hebreërs hoofstuk 6 vers 1 tot 3. Dis vers 1 tot 3. Laat ons dan nie die beginsels van die leer van Christus laat vaar nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fundament van bekering uit dooie werke te lê. Geloof in God, die leer van die doop, die oplegging van hande en die opstanding van die dooies. En dan, laaste maar nie die minste nie, die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Wat sal ons doen as God dit toelaat? Wel, dankie dat jy gevra het. Ons sal tot perfeksie gaan. Maar eerstens vereis God dat ons die fundament van die woord van God het, van die leerstellings van Christus, nie van mense, nie van Moses nie, maar van Christus. Hierdie leerstellings moet gelê word. Want sien, Paulus het aan die Hebreëse mense geskryf, en ons weet dat die Hebreëse mense die draers van die woord van God was. Ons is so dankbaar vir hulle, toe en selfs vandag nog. Maar hulle was die draers van die woord van Lot, die gebruike en die kultuur van die Hebreëse mense. Maar Paulus het geweet, hulle is almal wetties. Hy het geweet, hulle het 'n werksgesindheid. Jy moes 'n sekere hoeveelheid gehoorsaamheid toon, hier of daar. Jy moes hierdie reëls nakom. Jy moes jou hande was. Jy moes net sekere dinge doen, kon nie op die Sabbat werk nie. So hy sê toe, goed, nou het Jesus gekom, die Seun van God, ons het nou 'n hele nuwe samelewing hier, 'n hele nuwe koninkryk. Bekeer julle, want die koninkryk van God is naby. Daarom het Jesus soveel opskudding onder die mense veroorsaak, want hy het gesê, al hierdie werk wat julle doen, hoef julle nie meer hierdie werke te doen nie, maar nou gaan dit 'n geskenk wees wat gratis is. Jy sien, die mense wat die reëls na die beste van hul vermoë kon nakom en gehoorsaam, het soort van arrogant en trots geword. Ek dra my uitrusting op die perfekte manier. Ek staan op, ek was my voete. Ek betaal tiende op kruisement en komyn, al hierdie verskillende dinge. En hulle sou in arrogansie en trots verval, want hulle soos, ek het God behaag. Ek het aanvaarding van God gekry as gevolg van my prestasie. Maar God wou geen prestasiegawe van verlossing hê wat betaal is, volmaak deur Christus. Want sien, nie almal kon dit doen nie. Ek bedoel, ek sal vandag dieselfde ding sê. Ek sien predikers opstaan en hulle slaan die mense af. Jy lees nie genoeg Bybel nie. Jy moet soveel lees soos ek, soveel bid soos ek. Maar wag 'n bietjie. Hulle moet by 'n werk waar hulle nie kan sit en lees nie. Hulle kan nie net rondloop en bid soos die prediker nie. Sy werk is in die kerk. Hy leef in 'n atmosfeer wat hy kan beheer. So ons moet oorweeg nie. Sosiale lewe, ons leef in die atmosfeer. Nou, dit verskoon ons nie vir sonde nie, maar dit laat ons wel na dinge kyk en sê, ons moet elke persoon se wandel en praat in hierdie lewe in ag neem. So het God gesê, nie almal is in staat om soveel tyd in die woord te spandeer of op te tree soos miskien baie van hierdie mense dit gedoen het nie. So, wat God wil hê ons moet doen op hierdie tydstip, my vriend, is dat hy wil hê dat ons verlossing as 'n geskenk ontvang. Uit genade, deur die geloof, is jy wedergebore, nie uit enige werke nie, sodat die minste mens kan roem. So skryf hy aan hierdie mense wat nog altyd die 10 gebooie oor 613 verskillende tradisies moes onderhou. Hulle gedink dat deur hierdie reëls na te kom en hulle dade heilig te maak deur middel van sommige dade van hulle self, hulle ewige regte by God sou verkry. Jy moet hierdie mag om 'n bewuste besluit te neem om hier berou te hê. Dis nie iets wat jy opbou en doen nie. Jy sê, ek besluit om op te hou om dinge te doen. Dit is wat bekering van dooie werke beteken. Die dooie werke, my vriende, is om iets uit jou eie vermoë te doen om God se goedkeuring te verkry. Hy het gesê, hou nou op om te probeer optree om aanvaar te word. Hou op om te probeer presteer om deur God in die koninkryk aanvaar te word en die ewige lewe te verkry. Want nou is alles gebaseer op 'n geskenk. Die genade van God gaan vir jou die gawe van God Jesus Christus gee om vir jou die ewige lewe te gee. Op daardie manier is daar geen plek of persoon wat uitgesluit kan word nie. Dit maak nie saak of jy 'n PhD het nie. Of dit maak nie saak nie.
As jy glad nie opleiding het nie, of as jy baie geld het of glad nie geld het nie, dit is uit genade deur geloof dat ons gered word. So Paulus het geglo en ek glo dis wat die Gees van God hom geleer het, dat mense in goeie beginsels grondslag nodig het. Daarom moet ons die fondamente van ons geloof ken. Bly saam met my, draai asseblief in jou Bybel na Hebreërs hoofstuk 5 verse 12 tot 14. Want teen die tyd wat julle eintlik onderwysers moes wees, het julle weer nodig dat iemand julle die eerste beginsels van die woorde van God leer. En julle het geword soos mense wat melk nodig het en nie vaste kos nie. Jy moes 'n onderwyser wees, maar jy kan nie onderrig gee nie, want jy moet weer teruggebring en weer geleer word. Die eerste beginsels van die waarheid, dis wat oracle beteken, die waarheid van God, en julle het geword soos iemand wat melk nodig het. Ons moet julle soos 'n baba hanteer. Ons kan julle net die beginproses gee, en ons is nie in staat om vir julle vaste kos te gee nie. Vers 13. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, want hy of sy, my vriend, sê die Bybel, is 'n baba in Christus. Maar vaste voedsel behoort aan die wat volwasse is, naamlik aan hulle wat deur hul gewoonte geoefen is om goed van kwaad te onderskei. Nee, Adam en Eva van die tuin, het gesê hy, ons wil nie meer hê dat U, God, ons die verskil tussen goed en kwaad moet leer nie. Ons gaan kies om te eet van die boom van goed en kwaad. Ons gaan nou self daardie besluit neem. Maar nou moet ons teruggaan na God en sê, ons wil nou hê dat U weer, soos dit oorspronklik was, ons moet leer om goed en kwaad te kan onderskei. Nie deur ons eie werke, nie deur ons eie geestelike stabiliteit of opvoeding nie, maar gelei deur die Gees van God. Vers 14 weer. Maar vaste voedsel behoort aan die wat volwasse is, naamlik aan die wat deur hul gewoontes geoefen is. Hulle is geoefen. Dit beteken hulle het gewerk, hulle het geoefen, hulle het God se woord geleer. Hulle was deur die Gees sensitief, het geluister en die Bybel sê almal wat deur die Gees gelei word, word seuns en dogters van God genoem. So wat sê jy het by 'n tyd gekom wat jy behoort om onderwysers te wees? Onderwysers, hier is wat dit sê, hulle behoort onderwysers te wees. Daar's 'n Griekse vloed. Dit beteken 'n verpligting of noodsaaklikheid. Iets wat bereik of verwesenlik moes gewees het, iets wat verskuldig is. 'n Morale pif. Jy sal so lank in die kerk, maar het jy nie geluister nie of het jy dit nie ontvang nie? Miskien is ons in daardie plek waar hulle gesê het, hulle het ore om te hoor, maar hulle het nie gehoor nie. Oë om te sien, maar hulle het nie gesien nie. Man, ons moet uitroep na die Gees van God en sê, gee my ore om te hoor, gee my oë om te sien, gee my insig. Natuurlijk, dis wat die Bybel sê, in alles, kry insig. By wie kan ons beter insig ontvang as by die Heilige Gees? So, ons het daai morele verpligting, dit is 'n noodsaaklikheid. Ons moes teen hierdie tyd al 'n onderwyser gewees het. Die onderwyser beteken 'n meesterlike onderwyser, iemand wat uitmuntend is in hul veld van kundigheid. Die leiers van die kerk moes nie in staat gewees het om jou te bel en te sê, gaan na hierdie stad of daai plek nie. En jy te leer nie, ons gaan jou gebruik om in te val, of dit nou 'n sonndagskoolklas, 'n volwasse klas of 'n jeugklas is. Ons moes jou teen hierdie tyd al kon gebruik het, maar hulle gebruik nog steeds melk soos 'n baba, en hulle het hulself nie toegelaat nie. Jy sien, sodra jy die woord ontvang, die woord hoor, jy ken dit, jy het dit gehoor. Geloof kom deur die gehoor. Geloof wat deur die gehoor kom, het 'n tydsbeperking daarop. Jy moet daai geloof nou toepas. Dis nie vir 6 weke van nou af nie, of selfs vir môre nie. Net soos die naam van hierdie program, geloof is nou. Al die preke wat jy geluister het, al die kerkbywoning, alles wat jy in die kerk ervaar het, jy moes al verder gewees het. Dis wat Paulus vir hierdie mense geskryf het. Behoefte, 'n tekort, 'n behoefte wat vervul moet word. Jy behoort 'n onderwyser te wees sodat jy die behoeftes in die liggaam van Christus kan aanspreek, in die posisies wat nou vakant is omdat jy dit nie kan vul nie. En wanneer ons nie toelaat dat ons opgelei en gedissiplineer word nie, dan moet die 2 of 3 wat wel toelaat dat hulle opgelei of gedissiplineer word, nou ekstra hoede dra en ekstra pligte verrig. Hulle is altyd uit diens in 'n klaskamer, by die jeug, in die kinderkerk. Ons het mense nodig wat nie meer net toeskouers is nie, maar ons het mense nodig wat deelnemers word.
Maar dit sou heeltemal belaglik wees om iemand steeds op melk in 'n onderrigsposisie te plaas of op 'n plek om te onderrig. Miskien wil die pastoor iemand aan jou toewys om te sê, ek wil hê jy moet my help om hulle te dissiplineer. Hou dit dop. Laat hulle jou kan roep en na jou toe kan suiwer en jy kan vir hulle bid. Maar as jy nie dinge oorkom het nie, wel, kan jy nie gebruik word nie. Jy is soos 'n babe wat nog op melk is. Jy weet, dis hoekom die Bybel sê, jy moet eers toelaat dat jy self tot gehoorsaamheid gebring word, voordat jy ander tot gehoorsaamheid kan bring. So, dit sê, ons moet nou kom tot die begrip van die eerste van die beginsels. Eerstens, wat beteken begin? Iets wat elementêr is. Die ABC's van geloof, of jy moet eers die alfabet leer voordat jy kan leer skryf, net soos in kinderkerk. Jy kan nie na graad 1, graad 2 of graad 3 gaan as jy nie kleuterskool gradueer nie. So op dieselfde manier, in die koninkryk, moet ons met die melk begin en geleidelik begin groei en begin verstaan. Dis wanneer ons dan kom, my vriend. Wanneer die woord in ons bly, bly ons in die woord. En wanneer ons gemeenskap met die Vader het. Ons moet gefestig wees in die fundamentale waarhede van God se woord, voordat ons kan groei. En dan, sodra ons begin groei, dan kan ons aangaan. Daar word gesê dat diegene wat van die melk drink onervare is. Dit beteken ongetoets, onontwikkeld of onervare. Onvoldoende kennis, wat lei tot mislukking, tot onkunde, ongeleerdheid. Miskien is dit hoekom sommige van ons so 'n moeilike tyd beleef. En dit lyk asof elke stukkie oorlogsvoering wat teen ons kom, ons eintlik val. Ons is nie suksesvol nie. Dit lyk asof die vyand ons altyd verslaan. Dit behoort nie te wees nie, want natuurlik sê die woord, groter is hy wat in ons is as hy wat in die wêreld is. Geen wapen wat teen my gesmeer word sal voorspoedig wees nie. Die poorte is die plek waar die besluite van die hel en die demone geneem word. Hulle kan nie teen my voorspoedig wees nie. Weet julle, die woord sê vir ons, kyk, Jesus het met sy disippels gespreek en gesê, kyk, ek gee aan julle die mag om oor slange en skorpioene te trap, oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Sonder hierdie fondamente sien ons dat mense tot onlogiese, valse geestelike waarheid sal kom. Enige iemand sal jou kan mislei. Hulle sal kan kom en sê, dit is dit, dis dit. Verskoon my. Maar wanneer jy die woord van God ken, jy het hierdie fundamentele waarhede, sê jy sê, dis nie wat die woord sê nie. Dis nie die aard van God nie. Ek weet beter as dit. En hierdie mense wat die duiwel ingestuur het, hulle tree op soos heiliges, maar hulle is nie. Verskoon my swak grammatika, maar ek het goeie genade gekry. Hulle tree op soos heiliges, maar hulle is nie. Jy sal hulle kan onderskei en sê, jy onderrig nie die woord van God behoorlik nie. So sonder hierdie fondamente sal mense in staat wees om verkeerde keuses te maak, onlogiese, valse geestelike waarheid te maak. Selfs baie opregte mense, hulle het goeie harte, maar omdat hulle nie die waarheid geleer het nie, iets wat na aan die waarheid geklink het, sou hulle mislei kon word. Fundament van waarheid. Hulle vestig en grond ons, maak dit 'n vaste fundament en hulle gee ons gereedskap waarmee ons voorspoedige geestelike besluite kan neem. Elke besluit, enige groot besluit, ek raai jou aan om na jou leiers te gaan en geestelike raad te soek. Nou, hulle behoort nie al jou besluite te neem nie met wie jy trou, waar jy werk, waar jy trek, waar jy kerk toe gaan nie, maar ons behoort dit soort van deur hulle te filter om van hul wysheid en ideale te kry. Hulle behoort vir ons skrifgedeeltes te gee en te sê wat die woord sê. Ons sê, dit is waarop ek stam. En wanneer ons in die woord ingaan om daardie besluite te neem wat ooreenstem met God se woord, dan moet ons die Vader soek deur Christus, deur die krag van die Heilige Gees. En ek dink ons sal dan begin om wyse besluite te neem. So Hebreërs 6:1 gee vir ons daardie fundamentele stappe en hulle is soos volg. As jy 'n notanemer is, kan jy dit neerskryf. Nommer 1 is bekering van dooie werke. Dit is geloof teenoor God. Nommer 3, handoplegging. Nommer 4, opstanding uit die dood. 5, ewige oordeel. Die fondamente om te lê, die fondament wat beteken om in klip te lê of te posisioneer, om iets in klip te sit. Dit maak iets so veilig in ons lewe, dat ons nie in staat sal wees om beweeg te word, uitmekaar gewaai te word deur elke wind van leerstelling, elke vreemde nuwe openbaring wat daar uitkom nie. En om dit te hê, het ons nou fondament, beloning, bekering. Laat ek jou leer wat dit beteken.
'n verandering van denke, 'n algehele bekering, 'n wending, 'n gedragsverandering of 'n nuwe koers, 'n heeltemal veranderde lewens- en gedragsbeskouing. My vriend, dit moet gered word. Eintlik is bekering 'n vereiste om enige van die voordele van die koninkryk van God te ontvang. So wanneer ons vrugte van verandering sien, dan weet ons iemand wandel in bekering. Paulus het selfs gesê, dra op een plek vrugte wat by die bekering pas. Moenie net vir ons sê dat jy gered is nie. Moet ons net nie sê dat jy kerk toe gaan nie. Maar laat ons begin om 'n bietjie heiligheid, 'n bietjie geregtigheid, 'n bietjie bekering, 'n bietjie vergifnis te sien. Om mense te laat weet dat jy hulle vergewe daar. Of soos ek onlangs moes doen, moes ek na mense gaan en sê, vergewe my asseblief, ek het teen u gesondig. Miskien was wat ek gesê het nie verkeerd nie, maar my toon was verkeerd. En ons moes mense om vergifnis vroeg. Soms kan dit moeilik wees om te doen. Ek dink die trots in ons kan homself, maar omdat daardie fundamentele stappe in my geplaas is, weet ek dat wanneer God spreek, met daardie goddelike eerbiedige vrees vir God, het ek geweet ek moes gehoorsaam. Matteus hoofstuk 27 verse 3 tot 5. Toe Judas, wat hom verraai het, dit is Christus sien, dat hy veroordeel was, het hy berou gekry. En hy het die 30 silverstukke teruggebring na die hoofpriester en aan die ouderlinge gesê, ek het gesondig en onskuldige bloed verraai, en daardie bloed is Christus sin. En hulle sê, wat het dit met ons te doen? Sien jy self daaraan? Die ander boere, jy moet self daarmee werk. Ons het nie bekommer daaroor nie. Dit was Judas wat Christus verraai het, berou gehad het, wat 'n heel ander soort berou is as die berou oor dooie werke. Hy was bedroef, hy het geweet hy was verkeerd, maar hy het nie sy lewenswyse verander nie. En hulle het gesê, jy hanteer dit. Ons gee nie om nie. Hy het met die priester gepraat en gesê, ek het gesondig en ek het onskuldige bloed verraai. En hulle het gesê, wat gaan bid ons aan? Sien jy daar met hom? En hy het die silverstukke in die tempel neergegooi en weggegaan. En hy het ingegaan en homself opgeham. Hy het berou gehad oor die feit en gesê, ek is jammer. Ek weet ek het verkeerd gedoen. Maar nou het hy sake in eie hande gaan. Die bekering wat God wil hê jy moet doen, is 'n bekering van verandering. Stop die sonde. Maar moenie jouself nou straf en seermaak nie. Maar dit is om na die Vader te gaan en te sê, ek kom na julle toe in Jesus se naam. Verneder jouself en God sal jou genade gee. As homself nie doodgemaak het nie, is ek seker eers op een of ander manier, maak nie saak hoe groot jou sonde nie, die liefde van God is groter. Daar kon bekering vir hom gevind gewees het. Die berou was diep hartseer, verswelg in smart, ingesluk deur spyt. Emosies, my vriend, is nie 'n vereiste vir bekering nie. Maar baie keer, as ons nie mense sien huil en ontsteld wees wanneer hulle bekeer nie, dink ons hulle is nie opreg nie. Maar enige iets wat uit die aktiwiteit van die siel gedoen word, kom uit die siel en word nie uit geloof uit die gees gedoen nie. Moenie uit jou emosies bid nie, bid uit die gees. Geloof bestaan en geloof leef in die gees. Emosies is dus nie 'n vereiste nie. Ware bekering is 'n militêre term wat beteken 'n boorgesig. Nou, ek was in die weermag in die Verenigde State. Die Verenigde State se marinierskorps. Jy sou op aanlag staan. Hulle wil hê jy moet 180 grade draai. Die persoon in beheer van die peloton, sou hy sê, buig gesig. Jou hande langs jou sye, jou duime langs die binneate van jou broek. Jou regterbeen sal agtertoe gaan. Jy sou omdraai en jy sou draai en so word jy onvolmaak in jou aandag. So hierdie woord bekering beteken jy was op pad in daai rigting as 'n sondaar, 'n prostituut, 'n dwelmhandelaar, 'n dwelmverslaafde, 'n dronkaard of selfs al was jy nie in enige van daardie dinge nie, as jy nie vir Christus gedien het nie, doen jy nou 'n omdraai. Jy draai om en gaan in die teenoorgestelde rigting van hoe jy geleef het. Bekering is die geboortekanaal waardeur mense die koninkryk binnegaan. Goddelike droefheid bring 'n hart tot bekering. Wanneer die Heilige Gees jou begin oortuig en jy begin verstaan, man, ek het 'n behoefte aan 'n verlosse. Ek is 'n sondaar. Ek weet ek is verkeerd. Asseblief, Here, help my. Vergeef my asseblief. Daardie bekering bring daai goddelike droefheid. Nou, daar kan saam met daardie goddelike droefheid trane en emosies wees, maar ek het al gesien, sommige mense sê net, ek verstaan dit nou eers omdat dit aan my geopenbaar is. Ek gaan dit baie keer op hierdie programme sê.
Christendom is nie 'n godsdiens nie. Dit is 'n openbaring. Dit is iets wat aan ons geopenbaar is deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n openbarende Gees wat net openbaar wat hy openbaar. As God nie iets aan jou geopenbaar het nie, moet jy dit nie preek nie. Om net die woord te herhaal sonder openbaring van daardie woord sal 'n droë preek wees wat geen deurbraak in mense se lewens bring nie. So, Paulus in hierdie skrywe hier, wat aan hierdie Jode en aan ons gesê word, draai weg van die werke van die vlees, jou poging, jou prestasie om deur God aanvaar te word, van aktiwiteite wat ons sou dink vir ons ewige voordele by Christus bring. En dit sou wees soos om te sê, wel, jy weet, ek gehoorsaam die 10 gebooie. Oeg, ek is 'n goeie mens. Jy weet mos, ek help die armes, né? Wel, het jy opgeleer dat ek heeltyd kerk toe gaan? En ek doen goeie dinge vir mense. Ons moet ophou om goeie werke te probeer doen om deur Christus aanvaar te word om ewige aanvaarding te verkry. En ons moet deur geloof, deur geloof, deur Christus, die vrye gawe aanvaar word. En dan, sodra ons aanvaar is, doen dan goeie werke om nie aanvaar te word nie. Maar doen die goeie werke, want Christus woon nou binne in ons. Efesiërs, hoofstuk 2, verse 8 tot 9. Ek gee jou die adres van die skrif wat ek nou 2 keer aangehaal het. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dis die gawe van God, nie van werke nie, nie jou prestasie nie, nie enige bywoning nie, werk om iemand te help nie, nie 'n werk nie, ten minste behoort enige mens te spog. Niemand gaan die eer of die eer van God kan wegneem nie. Al die eer gaan altyd aan God. Ek sit altyd op my sosiale media, aan God, altyd die eer. Brian M. sê, bedieninge neem nooit krediet vir siele wat gered word, of liggame wat genees word nie. God, deur sy seun Jesus, het daardie naam gegee. Dis die enigste naam waardeur 'n mens hier op aarde gered kan word. Man, dis is kragtig. Deur genade is jy gered, deur die geloof. Dit maak die speelveld gelyk tot waar jy bedoel. Ongeag die opvoeding, ongeag die vlak waarin ons kan almal gered word. Bekering van dooie werke is een van die eerste fondamente. Moenie na God kom nie, verskoon my, probeer presteer om aanvaar te word. Kom ons kom na God toe en wees bly in Christus dat dit 'n gratis geskenk is. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy wat glo en gedoop is, sal gered word. Hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom die ewige lewe kan ontvang. Maar weer eens, wanneer mense vir die prediker begin sê, jy is nie veronderstel om mense te veroordeel nie. As jy nie wedergebore is nie, is jy reeds veroordeel, omdat jy nie geglo het in die naam van die een wat die Vader gestuur het nie. So kan ek jou vra en jou aanmoedig om vandag berou te hê. Weet om te kyk, en terwyl ons hier sit in hierdie laaste paar minute, om miskien 'n oordeel oor jouself te vel. Oordeel jouself. Het jy probeer presteer om aanvaar te word? Miskien het jy 'n slegte ervaring met 'n aardse pa gehad. Ek het nooit my biologiese pa ontmoet nie. Nooit met hom gepraat nie. Nooit sy stem gehoor nie. Ek weet nie eens hoe hy klink nie. Eens 'n opname gehoor nie. Dit het my altyd vreeslik gepla. Toe het ek 'n stiefpa gehad wat baie gemeen en wetties was oor werke en godsdiens en sulke goed. So my beeld van 'n pa was nie 'n baie goeie beeld nie. Ek het gedink, "Jog, nou moet ek na God die Vader toe gaan. Hy's perfek. Nie een van hierdie ouens is perfek nie. Hulle het vir my verwag wat ek nie kon gee nie. Gaan hy dieselfde doen?" Miskien het jou beeld van 'n aardse pa jou geskend en veroorsaak dat jy so bietjie huiwerig is om, jammer, na hierdie hemelse Vader toe te gaan. O genade, ek wil jou nou vertel, toe hy homself uiteindelik aan my openbaar het, weet ek nou, hy is nie 'n slegte God nie. Hy's 'n goeie God. Ek wil hê jy moet nou weet dat God jou so baie liefhet. Hy wil jou nie slaan nie. Hy wil jou nie straf nie. Hy wil hê jy moet bekeer en sy genade ontvang. As jy hom gehoorsaam, kom oordeel nie. As jy eenvoudig ontvang deur te sê, ek glo Jesus is u seun. Ek glo deur geloof. Ek wil die genade hê, hierdie geskenk my dadelik.
Hou op om daarvoor te probeer werk en asseblief my vriend, begin net probeer om dit te ontvang. Deur geloof vra ek jou nou dadelik. Moenie daardie besluit in jou gedagtes neem nie. Nee, ek moet iets doen. Ek het so baie slegte dinge gedoen en ek moet iets goeds doen. Nee, sodra jy wedergebore word, is alle dinge van die verlede dood en verby. As die verlede verby is, laat die toekomsdinge wees wat gedoen word as gevolg van sy prestasie, aanvaar dit dan. Hy sal jou onwaardigheid neem en hy sal vir jou sy waardigheid gee. Hy sal jou onreinheid neem en vir jou sy reinheid en heiligheid gee. Hy sal jou vuil geregtigheid neem, want die Bybel sê ons geregtigheid is soos vuil lappe en hy sal vir jou sy geregtigheid gee. En ons kan deur geloof sê, ons het sy geregtigheid ontvang, toegereken of aan ons gegee deur geloof. Ek glo dit net. Ek bedoel, wil jy dit vir my gee? Ek wil dit ontvang. Wil jy my vergewe? Ek wil vergewe word. Ek vergewe almal wat my te nagekom het en ek ontvang my vergifnis. Bid hierdie gebed saam met my asseblief. Maak hom Here van jou lewe. Kom ons doen dit vandag as 'n geskenk, nie deur werke nie. Sê, ek glo Jesus is die seun van God. Ek glo dat hy vir my sondes gesterf het. Ek glo dat hy op die 3de dag uit die dood opgewek is. Vergeef my Jesus van al my sondes en wees my Here en Verlosser. Ek wil hê dat U my moet vergewe, dat U my moet reinig, om my te genees, om my vry te maak. Ek glo as jy daai gebed gebid het en jy dit bedoel, het jy geglo ons praat met God. Ek glo dat die geloof wat aan jou gegee is, die maat van geloof, voldoende was of genoeg was om jou met die hemel te verbind, om daardie geskenk, daardie genade van God van die ewige lewe te ontvang. Nou moet jy dit opvolg met waterdoop en by 'n Bybelgelowige kerk inskakel. Sê vir hulle, hallo, ek moet in water gedoop word en ek wil disipel word. Sê vir hulle, ek wil hierdie leerstellige fundament van Christus leer, hierdie fundamentele leerstelling waaroor ons gepraat het. Ons begin nou en volgende week is die tweede een, die derde een, ons sal deur almal gaan. Maar sien, toe Jesus voordat hy gesterf het, het hulle hom in 'n geeselpaal vasgebind. Toe het hulle sy rug geslaan en die Bybel sê dat deur sy wonde is jy genees. Hy het voorsiening gemaak vir die vergifnis van sonde. Hy het voorsiening gemaak vir genesing. Wat ek wil hê jy moet doen, is om jou hand te lê op die plek waar jy gewas het, of pyn, gebreekte bene, dit maak nie saak wat dit is nie. Wat ook al jou probleem is, swak sig, swak gehoor, pyn, gestremdheid, artritis, sit jou hand waar die probleem is. As iemand by jou is en hulle kan dit nie self doen nie, of hulle gaan inkom of iets, sit jy jou hand op hulle. Jy wees my hande vandag, en ek gaan jou stem wees, en ek gaan bid in die naam van Jesus, dat God hulle oprig. Die gebed van geloof sal opgaan vir die siekes, en hulle sal gesond word. Ons gaan nou glo daarvoor. Het jy jou hand hou? Nou, wanneer jy klaar is, wil ek hê jy moet iets doen wat jy voorheen nie kon doen nie. En op die skerm gaan jy sien, daar is 'n e-posadres, en daar is 'n WhatsApp-nommer. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur. Jy kan vir ons 'n e-pos stuur en laat weet wat God vir jou gedoen het, dat jy gered is en dat jy gesond geword het. In die naam van Jesus, siekte en krankheid verlaat hul liggaam. Blinde geeste kom uit in die naam van Jesus Christus. Dowe geeste kom uit in die naam van Jesus. Elke gees van kanker, longsiekte, probleme, bloedkanker, siekte, gaan verlaat hulle liggaam in die naam van Jesus Christus. Blindheid, doofheid, stom geeste, gaan weg. Verlamde geeste, los mense nou. Staan op uit daardie rolstoel, klim uit daardie siekbed. Pyn, vertrek. Alle gewasse, groeisels, los op in die naam van Jesus. Begin om na jou pyn te kyk, kyk na die gewas. Lig jou arms op, klim uit die siekbed, doen iets wat jy voorheen nie kon doen nie. Kry daardie e-pos, gaan daar weer aan, SMS en SMS vir ons wat God vir jou gedoen het. Ek wag angstig om jou getuienis te hoor. En tot volgende keer, dis Dr. Bryan Adams. Ek verwag elke dag wonderwerke, my vriend, vir jou.